Alright. Julle ken al die verlossingsplan. Waar staan dit? Die verlossingsplan, waar begin dit? So die moederbelofte. Dis So Genesis vijandskapstel. vers 15. Daar is hy. Kan jy maar met daar begin en daar so staan nou weer? So vijandskapstel tussen jou en haar, tussen jou saad en haar saad. En dan? Hy sal hom aan die kop vermorsel en wat? Hy sal jou in die afskeid. Laat dit die mond daar omgeraai. Ja, maar nee, ek het gedog, ek sê mos, ek het gedog die vermorsel is laaste omdat Marto net vir my verduidelik het. Ons Maar die Bybel sê dit anders te doen. Is dat? Goed wees kalm. Die Here het gesê, jy mag niks in sy woord verander, en so dis reg. Alright, kom ons kyk. Die verborgenheid van God se verlossingsplan. Ons het reeds gesien dat Paulus die saligheidsplan van God 'n verborgenheid noem. Kom ons lees weer 1 Timoteus 3 vers 16. So as jy hom in Afrikaans vanaf vir my kry kan jy hom lees. Ek dink daar staan en onteenseglik. Timoteus 3:16. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in Here. Okay, so jy kan hom onthou. Jy kan onthou hoekom het ons gesê hy noem dit 'n verborgenheid? Want die Jode kon dit nie sien. Die Jode kon nie sien, hierso staan God geopenbaar in die vlees voor hulle. En ek meen, dis juist die rede hoekom hom gekruisig het. Want ek dink in Johannes in daai laaste paar hoofstukke, dan sê hy, hoe kan jy wat 'n mens is jouself God maak? As net jy God. En tel die klippe op om hom te stenig. Alright. En dan hierso lees hy hom net in die King James. So hier kom ons dan met ons best English. And without controversy, met ander woorde die onteenseglik, sonder enige teespraak. Great is the mystery of the godliness, the gospel scheme. God was manifested, met ander woorde God het verskyn, manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So met hierdie woorde sê die Bybel dat God se openbaring in 'n menslike liggaam sonder enige teespraak 'n groot verborgenheid is. Dit is verborge omdat dit God in Christus was wat die wêreld met homself versoen het. 2 Korintiërs van ons moet vir ons kan kry daar as dit naby is. 2 Korintiërs 5 vers 17. En dit was juis as gevolg van die verborgenheid van hierdie saligheidsplan dat die Jode nooit die koningskap van Jesus oor Israel kon aanvaar. Maar die kan vir ons lees. Daarom, as 2:17 nee. Ja. 5:17. Ja, 5:4. Okay. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Daarom. Hulle praat van, is dit 2 Korintiërs? Ja. 5 vers 17. 5 vers 17. Is dit hy? Ja, maar dit Korintiërs. Want ek weet daar is 'n skrif wat praat van die versoening. Daar was nie vers 17 by 5 by 1 Korintiërs.
Okay. Nou, ek kyk in my ou boekie wat ek meen dit is nogal snaaks. Daarom as iemand in Christus is hy in die beskepsel. Okay. Die ou dinge het verbygegaan, kyk dit alles nie gebeur. So dalk is dit die regte skrif, maar wat daai skrif ook sê, dan alles, hy maak alles nuut. So met ander woorde, dis waar die versoening vandaan kom. Om te onthou die ou dinge was sonde, die ou mens van sonde. So as Christus hom met ons versoen, met ander woorde, dan maak hy vrede. Vrede tussen hom en die mens, as gevolg van die sonde wat weggeneem is deur sy verlossingsplan. So dit maak alles nuut, met ander woorde, dit bewerk versoening. Dan wil ek 'n bietjie gaan kyk op daai ding. Alright. In alle gevalle is die Jode geleer dat daar een God is. Monotheïsme of monotheïsme. Met ander woorde, een God. Right. Tritheïsme is 3 gode. Alright. En ek weet nie wat is polytheïsme daai multiple. Maar dit het nou niks met die trilogie te doen. Weet ek nie? Ja en nee. Wat hierso is waar daai, soos ek julle gesê het, daai woordjie 3-eenheid vir baie mense struikel met word. Want baie ouens gebruik die woord, maar hulle verstaan daar's een God. Maar baie mense gebruik daai woord, maar dan sê hulle daar's 3 gode. Ja, wat hulle die Vader en die Seun en daar's sodra jy hulle split in 3, dan is jy nie meer 'n monotheïs. Dan kan jy nie meer sê jy glo in God nie, want nou glo jy in 3. En dis waar die probleem ontstaan. Want baie mense verstaan 3-eenheid beteken daar's 3 openbaringe van God, maar dis nog steeds een God. Daar's nie 3 nie, daar's net een God, maar hy het hom geopenbaar as die Vader, hy is geopenbaar as die Seun, hy is die Heilige Gees. So, en daai 3 werk saam. Ek meen, hoe dit werk, dink ek nie kan ons in ons brein uitwerk nie, want hy's God. En so ek sê, as jy God in jou brein kan uitwerk, jy 'n probleem dat jy verkeerde God het. Maar sodra jy sê nee, daar's God en daar's God, dan is daar 3 gode. Dan diskwalifiseer jy jouself in die Bybel. So dis waar die probleem lê. Ja, dit is waar die ding kom waar baie mense sê, ja, maar hoe kan 'n vader dit aan sy seun doen? Hoe kan 'n pa wat sy seun liefhet hom stuur om gekruisig te word? Presies dit. Want dan split hulle 3. Ja. Maar as jy verstaan, en ek meen ons sê dit nou deur hoeveel skrifte, wat hy gesê het, ek sal self kom. Ja. Maar jy moes verstaan, hy kan nie in sy goddelikheid kom nie, want niemand kan God sien en bly lewe nie. Hy moes sy eie woord nakom. En ons het in Genesis gesê, mens moet eers vlees en bloed. Maar hy het hierdie verlossingsplan waarmee ons besig is. En dis kom dit verborge is, want niemand in hulle verstaan kon dit net sien. En ek meen, hier kom Paulus en al die ouens wie die Gees van God het, hulle openbaar hierdie verlossingsplan aan ons. En dan besef jy, weet wat, dis net God wat dit kan uitdink. Dis net God wat hierdie puzzle kan laat maak werk. Want weet jy nie wat ook skrikwekkend oor die mense wat begin met die 3. Dan begin hulle te sê, wie wat, maar jy kan nie, as jy 5 minute vir die een bid, dan moet jy 5 minute vir daai een bid, en 5 minute vir daai een bid, want anders skep jy een af. En jy kan nie vergeet om vir die een te bid, of vir daai een te bid nie, want dan trek jy een voor. Ek meen, dink net, waarom gaan dit nader aan jou kop gee? Ek weet nie hoe die mense so kan dink nie. Want, Is dit maar net uit onkunde uit?
Ek weet nie of ons dit gaan behandel nog nie. Ek dink ons het dit al behandel. Dit kom alles by 'n ou met die naam van Tertullianus. Hy het die terminologie begin. En toe begin dit nou maar so posvat en alles. En soos ek sê, onthou net, reg in die begin het ek vir julle gesê, die duiwel kom nie loodreg teenoorgestel dat dit almal hom met tekens kan sien. Hy kom so naby aan die waarheid, dat hy wil jou verwar. En die groot issue kom by, mense kan nie insien, dat dieselfde God wat almal geskaap het, alles geskaap het, kan oral wees. Ek meen, hy kan die Vader wees, hy kan die Seun wees, hy kan die Gees wees, en is sy Gees beperk? Is die Gees net hierso, een persoon? Sy Gees vul die hele aarde. Ek meen, hy praat van 'n plek wat ek dink hy praat van sy soem vul die hele aarde, of 'n ander plek sê die aarde is die voetbank van sy voete. So, as God so groot is dit nie vir hom 'n probleem. Hy kan oral wees. Ek meen, hy kan enige vorm aanneem for that matter. Ek meen, daar is hy aan 'n brandende bos gewees. Daarso kan hy 'n donkie maak praat. Ek meen, daar is hoeveel goeders. So, draai jy God vir beperk om in jou brein te pas, het jy 'n probleem. En dis wat ek sê, God is onbeperk. Hy kan wees wie hy wil, waar hy wil, en sy wil sal bestaan. En ek meen, daar is so baie goeders, en mense moet net, ek sê, oppas, om God te wil uit te redeneer. Jy kan uitredeneer dit wat hy jou gegee het. Ek meen, dis logies, dit is verstaanbaar. Maar as jy hom wil uitredeneer, dan kom baie mense by die vraag, as God alles gemaak het, wie het hom dan gemaak? Want dan wil jy alles so uitredeneer, en dan laat dit jou net vir die bal af in die stoot. Ja, want daar is sekere goed wat jy, dis dat daar verborgenheid, wat jy nie kan uitredeneer. Net so eenvoudig as dit. Alright, so dit kan by die inpas by die trilogie wat jy gesê. Ja. So die Afrikaanse verklarende woordeboek beskryf monoteïs as volg: die aanhanger van die geloof aan een God. Daai Encyclopedia Dictionary beskryf so: the doctrine that there is only one God. Die Jode het bo alle twyfel geglo, daar is net een God, omdat God homself van die begin af so aan hulle openbaar het. En Deuteronomium 6 vers 3 tot 9. En baie interessant, gaan vra vir die moslims hoeveel gode is daar? Dan gaan hulle vir jou sê, daar is net een God, en dis die God van almal. Moslim glo net in een God. En ons het daai gesprek al gehad met Baas oor hulle nou bietjie van die pad af, maar dis interessant. Moenie vir hom sê as 2 of 3 mense die woord maak. Glo dit. So ja, Deuteronomium 6, julle ken daai skrif al baie goed, hoort aan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê. Hoekom? Omdat daar geen ander God naas hom is nie. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Nou wat altyd vir my net interessant is, as jy hierdie lees, dan klink dit nogal of dit redelik belangrik was.
Want ek net as jy hoor wat hy sê, hoe jy dit moet doen, jy moet dit jou kinders inskerp, jy moet daaroor praat. As jy inkom, as jy uitgaan, as jy sit, as jy slaap, al die goeders. So, wat was in die Israeliete en hulle nageslag se kop ingedrul? Hierdie woord. Dit moes vas wees, want dat daar nie valse lering kan kom. Dan kan jy baie mooi verstaan, toe Jesus Christus op die toneel verskyn en sê, maar ek is daai God. Soms sê hy kom, ons maak jou dood. En wat sy haat hulle gehad het teenoor hom, want hulle kon nie insien dis hy nie. Maar hierdie vers was in hulle ingedrul. So enige iemand wat hy klein gemaak het, dis te boem met jou. Want daar is net een God, en dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. En hulle weet ook, daar staan, niemand kan God sien op die Here. So as hulle jou kan sien, en jy sê, hier is God, jy lieg. Verstaan julle nou? Dit is nogal kwaai. Ja, en nou, die Here het nou gekom in die gedagte van 'n mens, nee. Maar dit is nog steeds nie, jy kan nie sê, hulle kon nie sê, dit is hoe God lyk nie. Ja, maar weet jy nie wat hulle die fout gemaak. En dis hoekom ek sê, die typering uit die Ou Testament tyd het hulle gemis, want dit is 'n verbondenheid. Hulle het elke keer, as hulle in die tempel ingaan en bedien, kon hulle nooit in die allerheiligste ingaan, want daar was 'n voorhangsel. Maar die voorhangsel het gekeer, want jy kan nie in die allerheiligste ingaan. Toe Jesus gekruisig is, skeur daai voorhangsel. Hulle kon nooit insien dat sy vlees was die voorhangsel tussen God en die mens. Dis hoekom, toe hy gekruisig is, toe skeur die voorhangsel van bo na onder. Want sy vlees was die voorhangsel tussen hom en die mense. Dis hoekom hy mens moes word. En dis hoekom in die ou tyd daar 'n voorhangsel was. Dit is die direkte typering dat dit. So baie goeders, en dis wat ek sê, al die beloftes wat ons gelees het in die Ou Testament, is alles 'n vingerverwysing. Daai beloftes van Jesaja, en dit was so direk. Want hy sê, dowe sal hoor, blinde sal sien, mense sal bevry word, woord vir woord. En hulle mis dit. Want hulle kon nie deur die voorhangsel sien. Alright. Uit die omvang van hierdie opdrag sien ons hoe belangrik dit vir God was, dat Israel sou weet en verstaan dat God 'n enige of een Here is. Die Engels weet ek in daai selfde gedeelte sê, the Lord God, the Lord is one. Hulle moes dit aan die hele volk en hulle nageslag leer in elke aspek van hulle lewensbestaan. Verder sien ons dat God hulle ook beveel het om dit as 'n voorhoofsband te dra elke keer as hulle bid, en dat hulle self voortdurend daaraan sal herinner deur hierdie woorde aan hulle regterhand te bind. Hulle moes dit ook by die ingang van hulle huise op die deurposyne verklaar. Hieruit is dit duidelik dat enige besoeker van die staanspoor af geweet het dat Israel die enige alleenwyse God en skepper van hemel en aarde as God aanbid. Vir Israel was daar geen twyfel nie. Hulle het geglo in een God. Hierdie bewustheid met betrekking tot die wese van God was so in hulle ingeskerp dat hulle geen sins kon insien dat Jesus, wat in die gestalte van 'n mens vir hulle gestaan het, tussen hulle geleef het, die Messias kon wees nie. Hierdie net vir julle lees Johannes 10. Wat sê jy daar? Die voorhangsel is die vlees van God. Ja, dit was die typering. So in die Ou Testament was die tempel met 'n voorhangsel gehad wat skeiding gemaak het tussen die heilige deel en die allerheiligste deel. Die hoofpriester kon eenmal per jaar ingaan nadat hy homself deeglik gereinig het van sonde
dan kan hy ingaan en dan doen hy versoening vir die volk se sonde. Nou, toe Jesus Christus sterf, toe skeur die voorhangsel wat sê, nou is daar nie meer skeiding tussen God en die mens, want daai versoening het plaasgevind. Dis waar daai versoening vandaan kom. Want God het homself met die mens versoen deur die prys vir sonde te betaal. So nou het jy nie meer die hoëpriester nodig nie. Nou kan elke mens wat wil direk in God se teenwoordigheid inkom. Want hy daai muur, daai skeidingsmuur, het hy kom afbreek omdat hy die prys betaal het. Alright. Johannes 10, 22 tot 42, daar is 'n lekker deel. Dis die gedeelte wat hy dit nou sê. So ja, dis sal moet wakker bly, ons gaan lekker lees. Dit is waar dit nou kom. En dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter, en Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. En Jesus antwoord, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van die Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand ruk hulle uit my hand nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. So, sien julle, is dit net interessant, hy praat iets van, uit my hand ruk, en dan praat hy die Vader se hand ruk. So, as jy dit nou so stel, in wie se hand is die skape? Behalwe as die Vader en Jesus dieselfde hand het. Want hy praat, niemand kan die skaap uit my hand ruk nie, en daarna sê, niemand kan die skaap uit die Vader se hand ruk nie. Alright, en dan conclude hy dit in vers 30, dan sê, ek en die Vader is een. Daarom is dit net een. En toe hy dit sê, wat doen die Jode? En die Jode het klippe opgetel om hom te stenig. Want daar sê hy, ek en God is een. Hulle sê, nou is, ons gooi jou vandag dood met klippe. Jy lieg. Daar is net een God en jy is nie daar God nie. En so. Hoor nou, maar ek moet sê, Jesus is baie skerp. En obviously, en as hy dan God is, dan ken hy hulle inside and out. En hoor hoe antwoord Jy het hulle gemaak. Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die goeie werke stenig julle my? Hoor hy, hoe sê hy dit? Ek het al die goeie werke gedoen van God, oor wat sê een is julle dan nou so kwaad? Hoor wat antwoord hulle. Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons hier stenig nie, maar oor godslastering. Omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Dit is amazing hoe akkuraat die skrif is. So dit, jy kan dit nie debatteer nie. Ek meen, dis wat die woord sê. Ja. Dis alles pas in mekaar, want hulle kon nie hierdie verbondenheid sien. Hulle kon nie sien dat die man wat met hulle praat, God is God. Sê nee, ons het alles gesien, ons het al die wonderwerke gesien. Ons is baie happy oor dit. Ons gaan nie doodmaak oor dit nie, maar die feit dat jy gesê het, jy is God, is
Skrik jy doodmaak oor dit. Al die wonderwerke sien hulle. Ja. Alles sien hulle, en nie een van die goed maak die konneksie tussen Jesus en Deuteronomium 6 vers 4. Verborgenheid. So, maar ek bedoel, dit was dan ons maar die Here wat die plan so gehad het, dat hulle dit nie moes sien. Ja, en as hulle kom, dan sal nie gekruisig het. Ja, hulle moes nie dit weet nie, want as hulle dit geweet het, dan sou hy nooit gekruisig word. Ja. En dan sou sy plan nooit vervul geword het. En dis wat ek sê, hoekom hy dit presies so moes doen? Ek weet nie, dis sy plan. Dis wat ek sê, ons sê, 'n mens kan nie nou ingaan hieroor, maar hoekom nou, wat van nou die arme Jode of wat ook, ek weet nie. En hy het verseker 'n plan met hulle, en hy sal, hulle bly God se volk. Maar dit was sy plan. En 'n mens weet nie, dalk was dit maar net, want die Here het geweet dat die Satan gaan dalk so verhard en verblind, dat hulle kon dit nie insien. Want ek meen, hy het dit prontuit vir hulle gesê, Paulus het dit aan hulle wil bewys, hoeveel keer, en toch die wat gelowig geword het, het dit geglo. Ja, dit is wat ek nou wil sê, sy disippels het dit geglo. Hulle het hom gesien, hulle het geweet wie hy is. Ek bedoel, maar daai mense het dit nie gesien nie. En dit was, soos jy sê, dit was dalk seker met 'n doelbewuste plan, dat hy wou hulle so kwaad maak, dat... Kan jy sien, ek kan sê, hierdie is nou net my siening, hoe dit nou nie gaan teologie maak nie. Ek kan sê, om jou te kwalifiseer tot God, moet jy geloof hê. En God het geweet, nie almal gaan glo nie. Party gaan glo wat die duiwel sê. En die wat geglo het dit geglo want hulle kon dit insien. En vandag nog, as jy die woord met mense deel, is party mense wat dit glo, daar's party mense wat nie glo nie. So dalk het hy geweet in elk geval, of dit nou Jode is of nie Jode is nie, maar ongeloof gaan hom met kruisig. So dit gaan gebeur. Want elkeen moet hy keuse maak. En hy moes die pad stap om Satan te oorwin, Ja. om die gesag terug te vat. En ek weet nie, kom dan maar net by my op, dat dis hoekom God haat ongeloof, en ongeloof kan vir jou niks doen. Kan jy gered word deur nie te glo nie. En geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. So, geloof is wat jy by God uitbring. So mense kan nie ongelowig wees, want ongelowige het hom gekruisig. Ja, en jy moet glo in dit wat jy nie kan sien nie. Daai geloof moet jy hê, om te glo in dit wat jy nie kan sien nie. Alright, dan wil hulle sê, dit gaan oor Gods lastering, omdat u wat 'n mens is, let wel, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê julle is gode nie. Al is sommer vir 'n vers aan. Weet nie wat om te sê. En ek meen, dis net hy wat dit kan doen. As dit hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word, sê julle vir hom wat die Vader geheilig het en in die wêreld ingestuur het, u spreek godslasterlik. Dit is my so kwaad. Vat hy 'n vers, hy skrif en dan gesê, julle is gode. En as daai skrif dan nie gebreek word, wat sê julle is gode, hoe kan jy dan sê ek spreek godslasterlik? As ek sê ek is God. So vat hy die skrif en hy verwys terug en dan trek hy hom weer na hom toe. Dis mooi. Ja. Alright. En dan vir alles gehad. En dan sê hy, omdat ek gesê, ek is die seun van God. En julle weet nou al waar kom die seunskap vandaan, die geboorte. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie.
Maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo dan net die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. Toe het hulle weer probeer om hom gevange te neem en hy het uit hulle hand ontkom. En hy het weer oor die Jordaan gegaan na die plek waar Johannes eers gedoop het en hy het daar gebly. En baie het na hom gekom en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van hom gesê het was waar, en baie het daar in hom geglo. So nogal baie kwaai hierdie Johannes hoofstuk 10. Ek meen daar so verklaar Jesus het eintlik prontheid. En ek meen daar kan jy duidelik sien dat hulle, die Jode wat hom wou stenig, kon dit nie insien. Dit was vir hulle verborg. In hierdie gedeelte maak Jesus die stelling vers 30, ek en die Vader is een. En op grond van hierdie stelling tel die Jode klippe op om Jesus te stenig. Vers 32 vra Jesus hulle oor watter een van die goeie werke wat hy onder hulle gedoen het, stenig hulle. En dan volg die antwoord en sien ons dat sy identiteit weens ongeloof van baie van hulle verborge gebly het. Vers 33. En die Jode antwoord hom en sê, dis nie oor die goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering. En omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jy kan duidelik sien, Deuteronomium 6 vers 4 is in hulle verstand ingebring. Dis hoe hulle dit sê. Alhoewel die Jode die Messias verwag het, was Jesus se godheid vir hulle verborge, omdat hulle 'n koning uit die geslag van Dawid verwag het, wat sou kom om Israel te verlos. Die meerderheid van die Jode kruisig Jesus, omdat hulle nie sy ware identiteit deur die bril van hulle geloofsoortuiging kon raaksien nie. Hulle onkunde aangaande die profesie en hulle ongeloof in sy woorde het sy identiteit vir hulle verberg. In 1 Korintiërs 1:23 sê Paulus, ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. 1 Korintiërs 2 vers 8, want niemand van die heersers van hierdie wêreld, wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. So daar kan jy dit duidelik sien. Struikelblok vir die Jode, hoekom? As gevolg van Deuteronomium 6 vers 4, dwaasheid vir die Grieke. Met die Grieke was daai tyd met die slim volk, met die ouens wat ver voortgeloop het. En presies dit, dat jy nog sê, hulle redeneer maar op sal iemand sy seën kruisig. Dis mos nou die hele. Hulle kan dit insien. Hulle kan nie verborgenheid sien. Vir hulle is dit dwaasheid. Kom sal iemand omkruisig en dan word ons gered. So hulle kan die verlossingsplan insien. Alright. Die Jode het Jesus uitgelewer om gekruisig te word, omdat hulle nie geweet het wie hy is nie. Ons moet egter verstaan dat hierdie verborgenheid van die godsaligheid wat die Jode ervaar het, vir ons as heidene uiters noodsaaklik was. Paulus sê in Romeine 11:25, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees, dat die verharding van die Jode teenoor Christus ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So hy sê hierso, die feit dat die Jode Christus verwerp het hierdie
na die heidene toe gekom. Maar interessant, hy praat hierso dat dit ten dele oor Israel gekom het. So, wat ook al God se plan met dit is, sal hy uitvoer. So dit was nie dat die Jode gekat is en hulle kan nie gered word nie, want hulle kan nie insien. So hierdie verhardheid teenoor hulle hart om Christus te kan insien, het ten dele gekom, maar sodat die volheid van die heidene kan ingaan. Met ander woorde, al die Jode. So hieruit sien ons dat Israel se verharding aan die heidense volke die geleentheid gegee om ook deur geloof kinders van God te word. In Matteus 22:29 spreek Jesus Israel oor hulle ongeloof en gebrek aan kennis aan. Julle dwaal omdat julle die skrif nie ken nie. Johannes 5:39 verwys Jesus spesifiek na hulle ongeloof oor die profesie wat op hom van toepassing is. Julle ondersoek die skrif omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die skrif wat julle nou nie aangeneem het nie. Met ander woorde, dit is die skrif wat van my getuig. Nogal 'n baie stelling wat hy maak. Die feit dat Israel so ver van God deur sonde verwyder was, die feit dat hulle God se woord nie bevredigend geken het nie, ontneem hulle van die insig oor die identiteit van Jesus. Wat sê daai een skrif? My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Die vraag is, na watter skrifte verwys Jesus hier? Lukas 24:25-27 staan, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie, en hy begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. So by die geleentheid gebruik Jesus die skrifte in Moses se boeke, die Pentateug, die eerste 5 boeke, as ook die boeke van die profete, om aan hulle te bewys wie hy werklik is en wat hy kom doen het. So die Bybelvertalers verwys na die bogenoemde skrif, na die volgende skrifte, met ander woorde die skrifte wat deur Jesus geskryf het. Daarso sal almal, en dit is julle huiswerk. So in hierdie week, dan vat julle die boekie en dan begin julle al daai skrifte deur te lees, want dis alles die vingerwysing direk na Jesus toe. Genesis 3:15, dit weet julle. Genesis 22:18, Numeri, Deuteronomium, Jesaja, daar is die profete, klomp in Jesaja, Esegiel, Daniel, Hosea, Micha, Sagaria, Maleagi en Maleagi. Is dit die Pentateug is die eerste 5 boeke. Genesis, Exodus, Deuteronomium, Numeri. Wat hier is. Levitikus, ja. En die profete. So Jesaja, Esegiel, Sagaria, Maleagi, Daniel, dis die profete boeke. Al die profete. Alright. So dit is die skrifte waarna die Bybelvertalers verwys, wat Jesus in die Lukas vers dan verder gebruik om te bewys. Jesus neem die Jode kwaadlik omdat daar so baie oor hom geprofeteer is en hulle steeds nie kon verstaan wie hy is. Jesaja 40 vers 5 en 9 staan: En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal sien, want die mond van die Here het dit
gespreek. O Sion, verkondiger van 'n goeie boodskap. Klim op 'n hoë berg, Jerusalem, verkondiger van 'n goeie boodskap. Hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. So hier sê God, dis vers 5 daai, dat hy sy heerlikheid gaan openbaar en dat alle vlees sal dit sien. In vers 9 roep hy uit dat Sion, die boodskap, sal uitroep en dat hy wat gekom het, hulle God is. Sê vir die Jode, daar is net een God en dit is God die Almagtige. Jesaja profeteer verder in vers 10. Kyk, die Here sal kom as 'n sterker en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Baie interessant. En hierso is so, ons noem dit 'n verskuilde vers. Hy sê, kyk, die Here sal kom as 'n sterker. Met ander woorde, die verlosser wat kom, gaan die Here wees. Maar hoor wat sê die skrif, en sy arm sal heers. Nou as jy bloot hierdie profesie nou so wil vat, was dit God se arm wat van die hemel af gekom het en geheers het, of verwys hy hierna dat Jesus Christus die arm van God is? Presies, dit so. Want die arm, jy sal hoor hy verwys baie keer na die regterhand, dit dui op 'n posisie van krag en heerskappy. So die arm waarna verwys word, is Jesus. Right. Die woord arm in Hebreëus is Zerova, wat beteken help, mighty power of strength. Hier sê Jesaja dat God self sal kom en sy sterke krag, mag, hulp sal heers. In vers 11, hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergade en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. Hierdie profesie is letterlik in Jesus vervul toe hy die kinders geseën het in Matteus 19 vers 13 tot 15. En in Jesaja 35 4 tot 6 sê God verder, hoor mooi, sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. So daai profesie sê duidelik, luister die Israel, die God wat julle aanbid, Deuteronomium 6 vers 4, hy self sal kom en hy sal julle verlos. So, en dan gaan hy verder en sê hy dan, met ander woorde, wanneer hierdie God gekom het, dan sal die oë van die blindes geopen, die ore van die dowes ontsluit word, dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel. Want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Nou, ek meen, as jy net na die profesie kyk, dan verwys dit net na een mens, en dis na Jesus Christus. En hy het dit vir hulle ook gesê, ek kan nie onthou wat sy gedeelte, toe lees hy in die tempel, daai profesie van Jesaja, en hy sê, vandag is hierdie profesie in julle ore vervul. Ek kan nou nie presies onthou waar staan dit. Miskien sal dit in ons in die ergens lees. My sekretaris is nie nou hier. Ons sê dit ons wel opgespreek. Ja, hy is baie. Ja. Jou regter. Ja. My regterhand is. Jou regter.
Hierdie is dan ook die skrif waarna Jesus in Lukas 7 vers 22 verwys toe Johannes die Doper 2 disippels na hom gestuur het om uit te vind of hy die ware Messias of verlosser is. Dit is nogal interessant, hè? Johannes wat hom nou net gedoop het, raak bietjie onseker. Hy sê, hy's die hele twee. Gaan hoor net gou of hy die regte een is. Dit is nogal interessant. Maar hoor, hoekom vra hy dit? Maar Jesus antwoord. En hy sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien. En hoor, blindes sien, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. So gaan sê vir Johannes, daai profesie van Jesaja is vervul. Hier sien julle dit. Hiermee verklaar Jesus openlik dat Jesaja 35 vers 4 tot 6 in hom tot vervulling gekom het. As God in hierdie skrif sê, kyk, julle God kom, hy self sal kom, dan kan Jesus niemand anders wees as God self nie. Dit is duidelik uit die feit dat Jesus Christus niemand anders is as God geopenbaar in die vlees. En jy onthou daai vers van 1 Timoteus. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid as groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, en dan verskyn dan engele en daai gedeeltes ver. So Jesaja 43:9 tot 11 staan, dit is die waarheid. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt, met ander Jesus as mens wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie. Na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here en daar is geen heiland, met ander woorde verlosser buite my nie. Weer 'n kwaai skrif. Ja, daar sê dit dan presies. En net interessant, jy kan duidelik agterkom, daar's net een God wat hy sê dit. Daar's geen ander een nie. Was nie een voor hom nie, was nie een na hom. Maar baie interessant hierdie paar woordjies wat hy hierso sê. Sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Nogal straks uit dat jy kan sien dis ek nie. Dat jy kan insien. So as jy in moet sien, dan moet jy bietjie dieper kyk as net kyk. En die volgende ding is die laaste gedeelte. Daar is, en ek meen dis nou God self wat hier praat. Dan sê hy daar, ek is die Here en daar is geen heiland buite my nie. Nou ek meen, as jy vir enigiemand vra wie is die heiland? Met ander woorde, die heiland beteken die verlosser. Dan gaan almal vir jou sê Jesus Christus. So wie moes jy insien? Want ek meen, dis God wat hierso sê, ek is die verlosser. En dan sê hy is die heiland. So ek meen, dit is eintlik so duidelik, soos daglig. Ja, hy sê vir iemand, maar hierdie is op in Jesaja wat hy sê, as een vir jou sê, maar wie het God gemaak? Kan jy vir hom sê, maar die Here sê wie? Voor my is geen God geformeer nie. Ja. En na my sal daar geen een wees nie. So, dit is daai verbondenheid van God was, hy is, en hy sal altyd wees. En dit is wat ek nou sê, as jy net die skrif vat, dan kan jy nie, daar is nie afdraaipaadjies nie. Ek meen, dit is so duidelik soos wat hy sê, maar jy moet dit glo. Ja, en dit wat jy
dit wat die Here wil hê jy moet weet, het hy vir jou daar neergesit. Alles is neergesit. Hy het dit vir ons neergeskryf. En weet dan nie, dan baie keer vra mense, of ek het al baie mense hoor vra, hoekom kan mense dit nie net verstaan nie? Hier staan dit. Dan raak hulle op stop hulle sal sê hulle, maar hoekom kan jy dit nie sien? En as dit presies dit, ongeloof diskwalifiseer jy om te sien wat hierso voor jou oë staan. In die Bybel, die Bybel waarin jy glo, sodra jy ongeloof het, gaan jy nie een woord glo wat hier staan nie, al staan dit daar. Dis hoe scary dit is. Wat sê jy liewer? Is jy met ons? Ja, hoor. Glo jy na staan nie? Baie stom vanaand. Ja, maar ek het net weer die vers gelees, wat mamma gesê het van, my net daarvan geen God formeer en na my sal daar geen een wees nie. Ja, want dit is eintlik, ek bedoel, soos as daar is dit duidelik wit op swart, kan jy amper sê, ek bedoel, wat mense vir jou wil sê, ja, maar wie het God gemaak? Sê, maar daar sê die Here van self. Presies. Ja, maar nou kry jy nou mense wat nou vir jou nog sê, ja, maar wie sê die Here die Bybel geskryf? Ek bedoel, dis mense wat die Bybel geskryf. Allei goeders is so, weet dan nie. As jy wil, en jy soek om nie te glo nie, sal jy nie kry. Dis wat ek sê, ongeloof diskwalifiseer jou van jou woord. Want ek meen as daai John Lennox debatteer hy ateës, is die Richard Dawkins. Hy debatteer hom. En hulle praat so, en ek meen, daai ateës is mos, jy kan nie glo nie, want geloof werk nie. Bestaan alles gaan oor natural processes, jou denkwyse, alles is maar net gevolg van omstandighede en random. En hy vra vir hom my vraag, hy sê toe vir hom, maar wie wat, jy volg 'n geloofstelsel jou ateïsme, hoe hy sê, ja. Hy sê, glo jy in jou vrou? Hy sê, ja, hy sê nee, want volgens hom kan 'n ateïs nie glo nie. Maar as jy toe hy vir hom vra, nou glo jy in jou vrou? Nou kan hy nie ja sê nie, want dan diskwalifiseer hy homself as 'n ateïs, maar hy kan ook nie nee sê. En hy glo so, hy sê nee, kom ons vat 'n ander vraag. Dis presies dit. Ons sê dit toe nou maar net. Probeer dit, ja, want presies, daar is sy. Kan jy haar wegwens? Kan jy sê sy bestaan nie? Kan dit nie met God doen. Want dat hy ook gesê, en kyk net, alles wat gemaak is, hy skrif wat gesê, in sy skepping kan jy hom sien. En ek meen, hy slim ouens, as hulle in die wetenskap ingaan, en in al die detail goeders wat sê, daar is wie jy kan dit sien. Jy kan sien, daar was 'n designer. En die goed kan jy net van self wees nie. ja, want hy het ook in daai video gesê, ek dink is daar, of waar God is 'n God van orde. En dit is hoekom hy het orde gewerk. Alles was voor, dit was dit chaos geweest. As jy ongeloof het, diskwalifiseer jy jouself. Klaar. Dan bevraagteken jy ook alles. Dan gaan jy bevraagteken hoe God gemaak. Kan jy die Bybel vertrou? Is dit waarheid? Is dit dat, want dan is 'n vraagteken rondom alles. Maar ons ongeloof. Maar interessant, baie interessant, hier is nou nie niks met mentorgroep uit te baie. Ek het eendag, ek kan nie onthou of dit in 'n preek was of waar nie. Toe sê ek vir die mense, julle het so moeilik om te glo in God se woord. Ek dink daai skrif wat sê jy julle doop, mense sukkel om tot die aksie te kom. Maar as iemand vir jou sê, hier wat ek het die lotte nommers, dan glo jy daai persoon. Dan gaan koop jy jou kaartjie en dan vul jy daai nommers in, man, jy het nou 'n tip gekry.
Sê hoekom glo jy daai ou? Maar time and time again, dan kry jy dat mense word gevang deur dit. As hierdie piramideskemas, hoekom vang hulle mense? Hulle kry jou om te glo in daai ding. Dink bietjie aan hoeveel goeders kry mense aan geglo wat gaan werk, maar dit het niks met God se woord uit te maak. Daar's eintlik so min krag waarop daai goed gebaseer is. Maar hulle sukkel om God se woord te glo wat absoluut waarheid is. Dus ek sê, jy kan al hierdie scammers, hoe kan hulle iemand kry om hulle te glo en te vertrou? Die jou klop liegstories te vertel. Ja, sugarcoat. Want hy wys vir jou hierdie prentjie wat jy gaan kry, maar al wat hy in sy oë het is jou pensioenfonds of dit of dat of sis of so. En dis wat ek sê, mense kan dit glo, soos nou, maar die lewe wat voor hulle oë staan, soos dan gesê, op swart of wit, en sukkel met dit. Hoekom? Want die duiwel kom met leuns. En presies wat hy in die tyd van Eden gedoen het met Eva, het God nie gesê, en dan vat hy net so daai ding wat net so liefens die waarheid is. Hy, gaan net so bietjie van hom af, jy weet, dat jy nie kan onderskei tussen waarheid en leuen. So, vir ons, daai woord, dis wat jy glo. Glo nie wat een of ander persoon geskryf het in 'n boekie, en vir jou sê die wat lees hierdie boekie saam met die Bybel, as die boekie oor die Bybel gaan, lees daai boekie. Maar as dit oor sy siening gaan, en oor die en sy siening, en oor daai se opinie, en die en sy dit, dan sê ek wees versigtig. Ja, dit is, mens moet nie, mens kan lees, en so, dit is soos Kobus wat nou daai video raak gelees het nie, maar jy moet nie als 'n soetkoek glo nie. Precies. Want vir soetkoek opeet nie, ek bedoel, jy moet dit gaan, jy moet dit aan God se woord gaan meet. Precies, ek wil net vir ty sê, jy kan enigiets hoor, ek meen, dis goed om my kennis op te doen, want daar's mense wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, daar's geen probleem met dit, daar's geen probleem is om 'n boek te lees of enigiets lees, maar hier is jou maatstaf, Ja. jy meet dit, en dis wat ek sê, ek kan met alle vrymoedigheid sê, al hierdie mentorgroep lesings, meet dit met die woord, meet dit met die woord, Ja. en ek meen, dis al wat hier staan is woord, hier is nie een keer wat hier so staan, dit is die kerk se opinie, of dis daai genootskap, Ja, daar is plekke wat sê, daai ou het dit gesê, daai ons gaan nie definitief na verwys, maar dis nie, dit word nie voorgehou as, met so daarom moet jy hierdie ou nou glo wat hy gesê het nie. Ja. Elke keer daar gesê, daai ou, kyk al daai stukke Engels wat ons gelees het. Daai ou het dit gesê en so doen hierdie kerk dit en daai ou doen dit. Maar die woord sê so. Ons gaan nou baie van daai goeders nog kyk, ek dink binnekort. En dit is alles presies as 'n maatstaf gestel. Hierdie ou het dit gesê, daai ou dat gesê, daai ou dit gesê. Ek weet daar ons dink so 2 boekies terug. Ons almal se sieninge is so uiteengesit. Dink was dit 5 of 8 sieninge. Daai tot Engels, ek sien ons wat ons gelees het. Dan vat ons maar die woord en dan kyk ons. Wat sê die woord? Wat se siening wil jy by die woord pas? So ja, God sê dat hy nie net self sal kom om die vloek van die sonde te breek nie, maar dat daar ook geen ander heiland buite hom is, geen ander verlosser. Johannes bevestig dit in Johannes 1, vers 1 tot 3 en 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, met ander woorde, deur die woord, en dit korreleer heeltemal met Genesis, van hoe het God geskep? Met sy woord.
laat daar lig wees. Laat daar dit, laat daar daar. So God het geskep met sy woord. Right. So daarso is dit baie duidelik, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dit is nogal radical. So niks was nie gewees voordat hy dit gemaak het. Alles wat gemaak is deel. En dan hoor mooi, hierdie woord wat in die begin was, hierdie woord waardeur alles ontstaan het, hierdie woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Hoor mooi. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dis nogal baie nee, want dis 'n vergelyking wat hy tref. So, hierdie is 'n kragtige vers. Alle dinge deur hom ontstaan. Sê vir my, ek wil nie so, dis al vra. Verstaan julle presies wat staan nie? Want hierdie vers is nogal powerful. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Daar sê hy dit ook. Waar mense sê, maar wie sê God het dit gemaak? En hier so staan dit. Niks het ontstaan wat hy nie nou ontstaan het nie. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dit is daar God wat woord het vlees geword. Woord het vlees geword. Dit is God wat geword het, ja, in mens gedaante gekom. Ja. Maar interessant, dan praat hy van daai vlees, hoor mooi. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom. En tannie ken ons nou Afrikaans, wat beteken soos? Dis 'n vergelyking. So hy vergelyk hierdie woord alles met 'n eniggebore seun. En ook baie interessant, ek moet julle aandag net hierop vestig. Baie mense verstaan nie daai woordjie eniggebore nie. Baie mense sê die enigste seun. Daar's 'n groot verskil tussen enig. Enig beteken one of a kind. Daar was net een soort geboorte. Daar kan nie 'n ander een wees nie. Daar is net een seun. Alright. Dit is enigste kind. Ja. En dit is ook interessant, want wat sê Deuteronomium 6 vers 4 wat ons nou gelees het? Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige God. So, daar's net een van hom. One of a kind, nie nog. Jy kan niks bylas daarna. Dis presies dieselfde. Hierdie geboorte, hierdie seunskap is one of a kind. Alright. Jesus Christus is die woord wat vlees geword het en eniggebore seun onder die mens en as eniggebore seun onder die mens kom woon het. Dit is betekenisvol dat Johannes sê alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Hier sien ons dat Jesus Christus ook die skepper is. So Paulus bevestig dit in Romeine 11:36. En hoor mooi. En dit is regtig baie, dit vat dit nog 'n stapie verder. Want hy praat hier van Jesus, want uit hom en
deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En hy praat van Jesus hierso. En ek meen, jy kan dit nie omseil uit hom, deur hom en tot hom. So, waarna verwys dit die vinger tot hom, na hom toe. Alles is 'n vingerwysing na Christus toe. Alright, Johannes 1 vers 14 verwys Johannes na Jesus as die enige gebore wat van die Vader kom. Dit dui daarop dat God Vader geword het van 'n seun deur geboorte, wat deur geboorte gekom het. Toe die engel aan Maria verskyn het, het hy vir haar gesê dat die Heilige Gees van God oor haar sal kom en dat sy deur die krag van die Allerhoogste oorskadu sal word, sodat die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Staan in Lukas 1:35. So God het die Vader van Christus geword deur die maagdelike geboorte. Daar was geen ander manier waarop God sy belofte van Genesis 3 vers 15 kon vervul nie. Jesus was seun van die mens, omdat hy deur Maria 'n liggaam ontvang het. Maar Jesus is ook seun van God, omdat hy die natuur, die beeld van God self gehad het. Kolossense 1 vers 15 sê, hy, met ander woorde Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. En hierdie is 'n baie interessante vers. Onthou tannie, ons het gepraat reg in die begin. Daai vraag wat tannie gevra het. Oor as God dan alwetend is en hy het geweet die mens gaan sondig. Ja, ek het dit gedoen. Ja. Hoekom al daai goeders? Hier is die antwoord. Hoor mooi. Hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Nou, as jy logies nou dink, dan sê jy nee, dit kan nie wees nie. Hy is 4000 jaar na die skepping gebore. En hy praat nou hier van Christus. Maar as jy dit deur God se bril kyk, soos hy hier so sê, hy het geweet die sonde gaan kom. Maar hy het geweet die verlosser kom. So die verlosser was in die gedagte gewees voor dat die skepping gemaak is. Want God het geweet. So die plan was in plek lang voor die sonde plaasgevind. So dit is nogal baie. Want ek meen daar staan hy. Want ek meen dat hy begin eintlik deur te sê hy is die beeld van die onsienlike God. En as jy dit in gedagte het, dan soos ek wil nie hierdie teologie maak nie. Maar dan kan jy ook verstaan waarom God sê laat ons mense maak na ons beeld. Want toe die mens gelyk, soos Jesus Christus. Want onthou God het voorkennis wat hy vooruitsien. En ons kan dit nie dalk verklaar nie, soos ek wil dit nie teologie maak nie. Maar ek sê as jy die skrif lees, dan is daar nog heel wat goed wat vir my sin maak. Alright. Is daar enige vrae? Ek dink ons is amper klaar. So jy moet vasbyt. Adam Clark se kommentaar sê in sy notas oor Handelinge 13:33. U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Nou, ek moet dit vir julle net so 'n bietjie kom deur mekaar krap dan nou. As die Kolossense skrif dan sê, hy is die beeld van God, die onsienlike, die eerstgeborene
van die hele skepping. Maar hier kom hy in Handelinge 13:33 en hy sê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Dan klink dit teestelling. Dit klink definitief teestelling. Maar as jy verstaan, soos ek julle nou gesê het, God het voorkennis, hy het voorvisie, alles, en God self is daai verlosser, en God was van die begin af, nog altyd gewees, dan kan jy Kolossense heeltemal verklaar. Maar as jy ook verstaan in Handelinge 13:33, dat daar moes 'n tyd verloop vir die proses om in plek te kom, en die plan om in plek te kom, dat die fisiese geboorte kon plaasvind, deur Maria, dan kan jy ook verstaan, die seunskap moes plaasvind die dag met geboorte. Julle hoor wat ek sê. Want Handelinge skrif praat van, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Met ander woorde, die geboorte, die fisiese geboorte, waar die menslike liggaam voortgebring is, het vandag plaasgevind. Daai dag. En ek kyk vir my asof dit hierop is. Dit is eintlik, soos wat ek vir sien, is amper te doe my veel nog praat. Ons wil sê, die haiku kan baie. Ha? Die haiku kan baie. Ja, dit is eintlik, dis daai goddelike plan van die Here wat jy eintlik nie kan verstaan nie. Dis wat ek vir Tannie sê. Dis om te sê, ek moet eers ek moet op 'n manier my kop probeer om dit kry, maar ek kry nog nie daarom nie. Dit is ek hoor wat jy sê, jy het nou meer kennis het oor die ding. Maar dit is asof dit nog nie by my klik nie. Dis daai, ek het nog nie daai insien nie. Ja, kom ons sê Tannie, weet Tannie, waar is die moeilikste deel? Mense verwar die goddelike natuur met die menslike natuur. Onthou net, die vlees was 'n tydperk. En dan, wat God in die vlees was, hy moes vir ons 'n voorbeeld nalaat. So, hy kon nie met homself praat nie. En so ek sê, God is oral. So, hy was 'n menslike natuur en hy was ten volle mens. So, ons moet kan onderskei tref tussen die menslike natuur, ek praat van die fisiese vlees en bloed, en die goddelike natuur. Dis gewoonlik waar die meeste verwarring vandaan kom. Want mense lees al hierdie al hierdie verse, en dan sê hulle, dit is great. En dan, by die eerste gedeelte wat hy sê, my vader, dan sê hulle, nou is ons heeltemal in mekaar. Hy kan nie met homself praat. Maar jy moes verstaan, om die belofte te kon doen, moes hy ten volle mens gewees het. Ten volle. So daar was 'n 100% menslike natuur teenwoordig. Anders kon hy mos nie versoek word. En die skrif sê, God kan nie versoek word. So in daai tydperk was daar dan nie 'n goddelike natuur. Nee, die goddelike natuur was deel van die menslike natuur. Maar moet onthou net, hy was mens. Was ten volle God, maar was ten volle mens. So hy moes die menslike natuur, want dit is hoe daai hele pas aan mekaar sit. So hy moes die vlees onderwerp aan gehoorsaamheid, aan die goddelike natuur, want geen mens kon dit doen nie. En Paulus beskryf dit. Hy sê die vlees begeer teen die gees. En wanneer Sondag ons met ons gees, wat God aan ons openbaar het, of van ons gegee het, of Sondag ons met ons vlees. Is ons vlees wat ons dan sondig. Ja, die sondig. So, vir hom om die perfekte voorbeeld te kon wees, moes hy daai vlees
onderwerp het 100% sonder sonde. Dit is nogal roffel. Want ons kan nie, omdat ons in die gevalle natuur funksioneer. In die sondige natuur. Vir nou kan ek net sê, dit is amazing. Dit is. Ek weet dit is amazing. Jesus sal dit. Ek hoor presies en ek verstaan wat jy sê. Dis nie dat ek dit verstaan nie. Dis net ek sal dit nie kan verduidelik soos jy dit verduidelik nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis so. Ek kan dit nie. Ek weet nie. Ek gaan. Lees hom net 'n paar keer en geword net stil en ja. Ek sal dit sien. Ja, hoe kan ek sê, ek moet my eie maak. Moet dit net my eie maak. Maar ek verstaan presies. Is reg. Alright. So die menslike natuur van ons Here was gevorm in die baarmoeder van Maria, nadat die Heilige Gees oor haar gekom het. Sover dit sy goddelike natuur aangaan, kon dit nie gebore of geskape word nie, aangesien dit God is. Die leerstelling van die ewige seunskap van Christus is onverzoenbaar met die rede en is ook in stryd met dit self. Want ewigheid is dit wat geen begin gehad het en is ook nie beperk tot tyd nie. Seun bring onmiddellik in gedagte begin van tyd, Vader, geboorte, sowel as tyd wat die geboorte vooraf gegaan het. Dis nou alles hierdie ou se kommentaar. Daarom is die samevoeging van hierdie twee woorde, seun en ewig, heeltemal onmoontlik, want hulle stel albei twee teenoorgestelde en teenstrydige idees voor. So Adam Clarke maak hierdie verklaring omdat daar algemeen onder Christene geglo word dat Jesus se seunskap na 'n seunskap verwys wat van ewigheid af in die hemel is. Met ander woorde, Jesus is die seun van God wat as seun uit die hemel gestuur word. Presies waarna dit aan die verwys het wat mense wat sê, maar hoe kan hierdie wrede pa sy seun stuur? En dis wat baie mense gedagte wêreld was. Maar vir hulle om hierdie vers te kan verduidelik, sê hulle nee, die Vader was daar en die Seun was daar van nog ewig af. En toe stuur die Vader die Seun. Maar dit kan nie waar wees nie, want waar kom seunskap vandaan? Dit sê die Vader moes eerste gewees het. En as jy na 'n seun kyk, dan praat hierdie ou se kommentaar van, maar dan moes al begin wees. Maar hy sê dan, die seun was van ewigheid af. So, as die Vader van ewigheid was en die seun is van ewigheid, dan diskwalifiseer dit die skrif wat sê, daar was geen een buite my nie. Want dan was daar nou twee wat van ewigheid daar was. Julle hoor waar dit heen gaan. Dis wat hierdie ou se kommentaar sê. So hierdie ou se kommentaar verwys na die ewigheid van God was van ewigheid af daar. Maar die tydsgee wat inbring is oor die vleeslike deel. Vandag het ek hier gegenereer. Met ander woorde, Maria het geboorte geskenk aan Jesus Christus. Dis waar die tydsgee vandaan kom. Maar dit is moeilik, want jy moet ook besef, sy saad kom van God af. En die saad is ewig, want God is ewig van altyd tot altyd. Maar die vlees is tydelik. Alright. Ja, dan is daar nou nog mense wat wil slimmer wees as die Here. Ja. Want hy het hierdie plan, dus, ja, uitgeloop. Dit is amazing. Ons het nog 2 bladsye. 'n Feit is, die stelling, seun van God, kom nêrens in die Bybel voor
behalwe waar dit verwys na die Here Jesus in sy vleeslike hoedanigheid. Jesus kon slegs in sy goddelike en ewige natuur aan die skrifgeleerdes in Johannes 8 vers 58 sê, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Adam was, is ek. Abraham, Voordat Abraham, ekskuus. kan ek weet jou boekie? Nee, dit is reg, ek het net 'n bietjie lees vir u gemaak. Okay. So, en ek moet vir jou sê, dit is interessant, want die Fariseërs vra hom dan, maar hoe kan jy sê jy was voor Abraham? Hy is dan al dood, jy is nog weer 30 jaar oud nie. Ja. So, wat het dan nou gepraat? Want ek meen, Jesus Christus sê, voordat hy was ek gewees. So dit is definitief, hy verwys nie na sy goddelike natuur wat praat. In die King James vertaling, verwys die vertalers na Exodus 3 vers 14, om dit te verduidelik, met ander woorde verse 11 tot 14. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar, as ek by die kinders van Israel kom, en dan hulle sê, die God van julle vaders, het my na julle gestuur, en hulle vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. En interessant dan as jy nou terugverwys na die Johannes skrif, waar Jesus vir die Fariseërs sê, voordat Abraham was, is ek. Nogal interessant hoe die skrif werk. Dan sê hy, ek is God van ewigheid tot ewigheid. En hierdie gedeelte in Moses is, wat Moses van praat, is baie interessant. Ek is. En dan kan jy die vraag vra, maar wie is dit dan? Want ek is die geneesheer. Ek is die blindmorester, die leeu van Juda. Ek is die ewige Vader. Ek is vredevors. Ek is Immanuel. Ek is, wat sou nog? Julle kan, alles wat ek is, vredevors. Ewige Vader. Allei goeders. Ek is jou geneesheer. Ek is jou voorsiening. Ek is jou beskerming. Ek is jou beskerming. Leid. So wie is die ek is? Dis alles wat God is. So dit is nogal kwaai. Dit word net meer amazing. En dis hoekom Johannes in 1 Johannes 1 vers 3 en Paulus in Romeine 11:36 kon sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. As alles uit Jesus en deur Jesus is, beteken dit dat hy ook skepper van alles is, en dit is dan ook die rede waarom Jesus in Johannes 17 vers 5 tot sy Vader bid. En hy sê, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Verheerlik my by u self. So, baie duidelik.
In Kolossense 1:15 sê Paulus, hy is die beeld, met ander woorde, Jesus is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Verstaan kan nie daai voorhangsel? Wat hierso sê, hy is die beeld van die onsienlike God. En ek meen dan verstaan jy, niemand kan God sien en bly lewe nie. So wat het jy nodig? Jy het die vlees nodig. Want die skrif sê hy is die beeld van die onsienlike God. So Jesus is die beeld van die onsienlike God. Die vleeslike beeld. Ja. As ons kan nie amper sê. Ja. Onthou die vlees is die voorhangsel. Maar dit is die beeld. En onthou net, ons is in God se beeld geskaap en na sy gelykenis. So, dis nie die vlees wat die beeld van God is, as ek dit so kan stel. Jy is vlees, maar jy sê nee, jy is gees, en jy woon in 'n liggaam. En hierso kom Jesus vlees en bloed, en hy sê, dis die beeld van die onsienlike God. So ja, eersgeborene verwys, maar as Paulus hier na die eersgeborene verwys, bedoel dit nie dat Jesus voor die skepping geskep was nie, maar dat God in sy alwetendheid en alomteenwoordigheid voor die grondlegging van die wêreld geweet het, dat die eerste Adam gaan sondig, en dat hy 'n tweede Adam sal moet stuur. Daar soos dit weer. So hy se antwoorde lê alles hierso. So want hy vooruit geweet, het hy reeds sy verlossingsplan in Genesis 3 vers 15 gereed gehad. So interessant, God het die verlossingsplan nie uitgedink na die sondeval. Hy het dit lankal geweet. Hy het dit net al gesê. Ja. So, wat in Jesus tot vervulling gekom het, Jesus as seun van die mens, is dus die eerstgeborene van die hele skepping. Jesaja vat hierdie gedagte pragtig saam. Jesaja 9 vers 5 tot 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk. Deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die heerskare sal dit doen. So hy vat die hele pakkie saam in Jesaja 9. So Jesus is nie net seun van die mens en seun van God nie, maar hy is ook een wat wonderbaar handel. Hy is die enigste ware raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy het gekom om die heerskappy terug te neem. En in Markus 16 vers 19 sê hy is opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Nadat Jesus alles volbring het waarvoor hy gekom het, het hy in die hemel opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God. Met die eerste oogopslag lyk dit asof hierdie stelling die feit weerspreek dat daar net een God in die hemel is, en dit bring ons by 'n vraag. Wat bedoel die Bybel as dit sê Jesus het gaan sit aan die regterhand van God? En dit is volgende week se lesing. Ja, dit is ook baie mooi daar. Ja, Dit is pragtig dit wat jy dink. presies. En weer eens, sodra jy met jou vleeslike brein alles vleeslik uitredeneer, dan gaan jy stoei.
Ja, jy kan nie. Jy alles daar, ja, kom met. Dis wat ek nou maar net sê, dit is as jy nou dink, as jy dit vir iemand moet verduidelik soek. Ek voel nie bemagtig om dit. Weet dan nie, Nog in 'n gesprek is dit ook moeilik, omdat hierdie goed, al die feite, kan ek sê, bymekaar sit. So as jy dit aan iemand moet verduidelik, dan is dit altyd beter as jy sê, jy wat ons sit nie. Want jy kan nie net hierdie woorde in 3 sinne vir iemand gee. Omdat, as jy dit nie kan insien, en jy kan hom nie deur al die verse vat, en deur die hele prentjie vat, dan sukkel mense. En dit is wat ek sê, dis die grootste en die meeste moeilike vraag is mense van een vers, en dan maak dit opmaak. Wat vat nou die term, seun van God. Dadelik sien jy 'n pa en 'n seun. Maar as jy dit in konteks vat met al die verse, dan verstaan jy, die twee goed moet by mekaar uitkom, want anders het jy 'n probleem. Want as jy net die een vat, dan kry jy, die Engels sê contradictions, of weersprekings. Die Bybel weerspreek hom. Maar die ding is, hy sê duidelik, jy moet dit kan insien. Hy sê duidelik, dit is verborgen. So dis nie net sommer vir enige Jan Rapp en sy maat en dit stap het net nie. Jy moet bietjie diep kyk. En jy moet diep dink. En jy moet die plan verstaan. Dan sit jy 'n probleem. Dan is dit maklik. Maar as jy net enetjie hier of enetjie daar of daar 2, 3 het wat mekaar pas, dan gaan jy sukkel. Want dan gaan dit hier sin maak, maar as jy hierdie verse vergelyk met daai verse bots dit. En as jy daai verse hierdie kant toe vat, dan bots dit. En wat meeste mense doen, hulle ignore daai wat bots en hulle bly net hierdie by hierdie wat hulle weet. Ja. Kyk, ek het nie 'n probleem om te weet God is een. Bedoel, en dat daar is nie 3 nie. Ja. Ek bedoel, Maar meeste mense verstaan dit en glo dit. Ek meen, ek wil amper self, het ons in die NG Kerk uitgekom, was dit algemene kennis. Almal het dit verstaan, die terminologie is dalk 'n snaakse terminologie gebruik, maar almal het dieselfde verstaan. Maar weet jy waar die probleme gekom? Nie een van die mense kon dit verduidelik. ja. By die verduideliking het dit bietjie moeilik geraak, want nou begin jy, hoe verduidelik jy dit, maar jy het nie hierdie. Ja. En dit is waar die meeste goed kom, en dan begin mense daai vraag vra, want ek meen, omdat aan die verduideliking was van my, dan begin mense te vra, maar okay, dan moet daar 3 wees, of dan moet daar dit. Hoekom moet ek dan glo? Hoekom moet ek dan glo, as niemand kan dit uit die woord uit, of niemand kan dit vir my staaf nie, of jy weet, soos mense wil ons altyd, kan jy, gee my 'n bewys, jy moet bewyse kan gee, jy weet, so, en ongelukkig is daar nie van, daar is sekere goeders, ek bedoel, so sekere verse wat die Here so sê, maar, nou, soos jy weer eens sê, jy kan vir een al hierdie goed sê, jy kan die perd tot daar by water bring, nee, maar as hy dit nie wil glo nie, nee, daai keuse maak, om dit te glo dat dit so is nie, ek bedoel, want dis ook 'n party mense wil dit fisies, ek weet nie, wil fisies dit sien die gebeur het, of ek weet nie hoe hulle dit, maar jy kan dit is, jy moet dit glo. Die grootste struikelblok om by mense wil eintlik alles met hulle menslike brein uitredeneer. Hulle wil God verklaar. En sodra jy dit wil doen, dan het jy klaar beperking. Want geen mens op aarde is die slimste peanut wat daar is. Maak saak of jy Einstein is. Jou brein is beperk teenoor God se brein en sy. Ja, want hy is onbeperk. Presies. Sy gees Maar dis wat ek sê, sodra jy dit wil doen,
dan moet jy God onder 'n beperking sit. En jy kan. Jy moet, want anders dan pas hy nie by jou brein in. Ek meen, dis hoekom ek julle van die begin af gesê het, as jy hierdie goed so lees en jy begin dit te sien, maak nie saak al sien jy dit staan daar nie. Jou brein raak al nam want dit is te groot. Dit is regtig, jy kan duidelik agterkom, wow, dit kan net God wees. Want my brein word gestretch. Ja, dit wil ek sê, en dis nie dat ek my brein om dit wil kry nie, of verstaan jy, maar dit is asof jou brein net nie, ek bedoel, jy weet net in jou kop, weet jy eintlik, dis groter as ek. Nee, dis presies dit. En dis wat ek sê, dis vir my waar die verskil in kom. Want my brein kan dit nie grasp nie. Ek verstaan dit, presies wat hy sê. Ek verstaan dit, ek kan dit insien wat ek in die skrif verstaan. Maar jou brein is te beperk om hierdie grootheid regtig in te vat. Want dis te groot. Jy kan nie besef, net God kan dit doen. En dit los my net by, ek kan dit net glo. Ek kan net glo wat staan daar. Want ek kan dit nie uitredeneer met my kop. Presies hoe alles in mekaar inweef, want dis te groot en te wonderbaar. En soos jy in die begin gesê het van, dis daai van, nou net van 10 dele weet. Eendag sal jy die God se hele plan deel van dit wees. Weet aan die eendag, dan ek glo as die skrif sê, jy gaan alles weet. Dan glo ek, dan gaan jy tyd weet. Dag en datum. Jy gaan weet, presies op wat se oomblik het wat het ingeskakel. Al daai vrae wat al het, dan gaan jy dit weet. Ja, en dit gaan so wonderlik wees, want net om terug te kyk op jou lewe. Het ek al baie keer gesien, wat jy, ek bedoel, dit kan jy eers sien as jy nou al 'n pad gestap het. Ja, en as jy terugkyk, dan sien jy maar, die Here het dit gedoen. En daar moes jy dit deurgaan, sodat jy dit daar kon gebruik. Hy het jou daar voorberei vir die volgende ding wat gebeur, of vir, nie met alles nie, ek bedoel, baie goed, sit jy nog steeds en wonder, jy weet nie, jy kan nie sien waar jy dit nog ingepas, of hoekom dit so moes gebeur nie, maar jy weet ook, dit is nie doelloos, dit het nie sonder 'n rede gebeur nie, dis nie doelloos, wat die Here dit jou deurgevat het nie, jy het nog net nie gesien, waar die Here jou, vir wat het hy jou voorberei nie.